In die nasleep van die Tweede Wêreldoorlog het die Verenigde State na vore gekom as 'n dominante globale mag. Onder president Truman het die nasie 'n ferm standpunt teen kommunisme ingeneem, wat die aanbreek van 'n nuwe era van supermoondhede aangedui het. Sleutelhande en leiers in die vroeë Koue Oorlog Verenigde State, president Harry S. Truman, as die leier van die westerse kapitalistiese blok het Truman 'n onwrikbare standpunt teen kommunisme ingeneem. Sy buitelandse beleid, bekend as die Truman-leerstelling, was daarop gemik om Sowjet-uitbreiding te beperk. Onder sy leierskap het die VSA die Marshallplan van stapel gestuur en 'n sentrale rol gespeel in die stigting van NAVO in 1949, wat sy posisie as 'n globale supermoondheid verstewig het. Sowjetunie, Josef Stalin. Stalin was vasbeslote om Sowjet-invloed oor Oos-Europa te verseker en 'n buffersone te vestig om die ISR teen toekomstige invalle te beskerm. Hy het die skepping van kommunistiese regimes in Oos-Europa ondersteun en westerse inisiatiewe soos die Marshallplan as bedreigings beskou. Stalin se beleid en ekspansionisme was sentraal tot die spanning tydens die Koue Oorlog. Verenigde Koninkryk, Winston Churchill en Clement Attlee. Churchill, wat Brittanje vir die grootste deel van die Tweede Wêreldoorlog gelei het, was 'n uitgesproke kritikus van Sowjet-uitbreiding en het beroemd gewaarsku teen 'n ystergordyn, wat oor Europa sou neerdal. Sy opvolger, Clement Attlee, het voortgegaan om die Amerikaanse beleid te ondersteun en het tydens die Potsdam-konferensie nou saamgewerk met Truman en Stalin. Die Verenigde Koninkryk het 'n sleutelrol gespeel in die vorming van die naoorlogse orde. Frankryk, Charles de Gaulle, alhoewel dit deur die oorlog verswak is, het Frankryk invloedryk gebly in die naoorlogse Europa en was 'n stigterslid van NAVO. Dit het die westerse blok ondersteun, maar het ook daarna gestreef om 'n mate van onafhanklikheid in buitelandse beleid te handhaaf. Frankryk se herstel is aansienlik gehelp deur die Amerikaanse ekonomiese steun deur die Marshallplan. Duitsland, verdeelde leierskap. Na 1945 het Duitsland 'n sentrale slagveld van Koue Oorlog-politiek geword. Die land is verdeel in Wes-Duitsland, onder geallieerde invloed, en Oos-Duitsland, onder Sowjetbeheer. Wes-Duitsland, gelei deur vanaf 1949, het met die VSA saamgestem, terwyl Oos-Duitsland onder Sowjet-gesteunde leierskap gebly het. Ander opkomende akteurs, lande soos China, onder Mao Zedong na 1949 en Cuba, onder Fidel Castro vanaf 1959, sou later sleutelspelers word wat met die Sowjetblok verbind is. Hul opkoms het die Koue Oorlog verder as Europa en Noord-Amerika uitgebrei en bygedra tot globale ideologiese polarisasie. Ten slotte, die vroeë fase van die Koue Oorlog is gevorm deur magtige nasies en hul leiers, wie se besluite die Oos-Wes verdeling geskep en versterk het. Hul mededingende ideologieë en politieke strategieë het die toon aangegee vir internasionale betrekkinge vir dekades wat kom. Om hierdie akteurs te verstaan, is noodsaaklik om die oorsprong van die wêreldwye Koue Oorlog konflik te begryp. Dankie dat u by ons aangesluit het.